Dankie Rian, julle het ons so gebless vanoggend. Is julle gebless gewees? Ek wou aanhou sing, ek het julle mos gesê, ek vaai dit elke keer om te sê, dankie sit maar, want ek sal bly staan en bly sing. Ons het 'n baie nice kinderkerk juffrou, wat gesê het, hier's te veel kinders in die kerk. So julle mag uitgaan, daar's 'n juffrou wat lekker fun en games met julle gaan hê in die saal. So al die kindertjies kan uitgaan, en as u 'n besoeker van môre is, en graag kontak met ons wil maak, is u welkom om u hand op te steek, en dan gaan u 'n pakkie ontvang, waarin daar 'n vormpie is wat u vir ons kan voltooi. So as u 'n besoeker is, kan u net u hand opsteek, daar is ons enetjie, ons kan aangee, hiervoor is nog besoekers, oom Johan asseblief. Hier kom Tannie Wilhelmina, dis ons 2 Engelse mense met die 2 Afrikaanse name. Oom Johan en Tannie Wilhelmina. Ons het gister gehoor, hy's eintlik Jonathan. So dankie oom Jonathan. Mag ek maar vertel hoekom? Hy sê, want sy pa kon nie Jonathan spel nie, toe het hy oom Johan gemaak. Ek hou daarvan oom Johan. Baie dankie vir julle wat ons help met dit ook. Ons gaan vanoggend begin met, en dit is so vreemd, ek sê eintlik vanoggend, ons mis vir Tristan, want ek besef ewe skielik, ek het die stil teruggetrokke introvert geraak. En Tristan is nou die loud extrovert. So ons mis hom, hy is met vakansie vir 2 Sondae, 4 bietjie sy pa se verjaarsdag, en dan gaan hy 'n troue waarneem in Potch. So hy is nie hier vanoggend nie. En ek sê toe ook vanoggend dat gewoonlik gaan die senior pastoor met vakansie, en dan gee hulle hierdie stildienste vir die junior pastoor om te preek. So ek hoop hy voel vanoggend soos die senior pastoor, wat met vakansie kan gaan. Ek het in my hart gevoel om met Noemerie te begin, die Here het dit op my hart gelê, en ek het aanvanklik nie verstaan hoekom nie, totdat ek begin navorsing doen het daaroor, en besef dat die Here stap 'n pad met ons gemeente. Nou as u die tema al gesien het, sal u sien dat ons daar geskryf het, getel vir God se doel. En as u nou kerk beter verstaan, sal u weet, dat elke byeenkoms waar pastore bymekaar kom, dan gee hulle op so 'n manier verslag. Hoeveel mense sit by jou op 'n Sondagoggend? Hoeveel lidmate het jy? En wat is jou inkomste? Dit is hoe hulle kompetisiegees werk, as ons bymekaar kom. En in hierdie getel vir God se doel, het elke haar in my lyf regop gestaan, want julle weet, ons doen nie eers lidmaatskap nie. En ek sê vir die Here, hoe tel ons hulle? As hulle nie eers hulle name neergeskryf het nie. En die Here sê, lees verder, en jy gaan verstaan wat getel beteken. Ek staan ook vanoggend daar agter en sê, Here, tel ons gemeente, tel ons die besoekers, of tel ons gemeenskap, wat die koninkryk moet uitbrei. Want kom ek sê vir u wat my hart is, u wat nuut is hier sal nou baie mooi verstaan. My gebed is dat elke kerk moet vol sit. My gebed is dat elke kind van die Here gemobiliseer moet word, om in hierdie dorp aktief te wees vir Jesus, 'n disipelmaker. Elke gemeente vol, elke persoon in die gemeenskap betrokke. En wanneer ek dit vir julle sê, is dit nie 'n onmoontlike taak nie. Ons het in Adrogué in Argentinië, het ons in 'n dorp gekom, wat 93% van al die inwoners was gered, gedoop en gedoop met die Heilige Gees. 93%. Wat beteken dit? Die waiter het vir ons kos gebid. Dis wat dit beteken. Die waiter het vir ons kos gebid. Ons het nog nie eens kans gehad nie. En sy het in Spaans losgetrek en gebid. Ons het in die munisipale kantoor gaan kuier. Die burgemeester het ons ontvang met 'n seëngebed. Nie ons vir hom nie. Alles was so omgekeerd. En dit bly my gebed vir Robertson. So as ek vanmôre sê getel, gaan dit nie oor hoeveel koppe hier sit nie. Alhoewel ons in die koffiespan vanmôre nie julle almal verwag het nie. Dankie dat julle gekom het. Ons stel nie hier om op 'n lys neer te skryf, of om op enige manier kompetisie met enige ander gemeente te hê nie. Maar hierdie getel beteken iets anders vanmôre, en ek wil dit graag met julle deel.
Ek gaan die agtergrond van Numeri 1 gee, en ek het so 'n bietjie notas gemaak, want ek wil nou seker maak, ek vertel alles baie goed. U sal onthou, dat die Israeliete is uit Egipte uit, en hulle het tot stilstand gekom by die berg Sinai. By die berg Sinai was dit wanneer Moses die verbond gesluit het tussen die volk en God. Dis waar hulle die 10 gebooie gekry het. Dis ook in daardie 14 maande wat Moses afgekom het en toe hy onderkom, toe het Aaron die goue kalf gemaak. En daarna het hulle weer met God reg gemaak. En dit was 14 maande by die berg Sinai. En Numeri 1 begin daar, waar het sê, ons moet die mense tel, vir 'n rede. En dis hoekom die woord eintlik beter in Engels numbers is, wat sê getel. En dis waar die boek Numeri vandaan kom. Die Hebreëse woord vir daai woord om te tel, is bemidbar, wat beteken om getel te wees of om te tel. En dit is waaroor die boek Numeri gaan. Ek hoop ek het vir iemand iets niets gesê. Ek is so bang, julle raak verveeld met hierdie vreeslike baie inligting, maar dankie Tinka, net vir jou. Net vir jou, nee, dis 'n liedjie. Goed, hierdie is die 4de boek in die Bybel. Numeri gaan deur prosesse, waar hulle getel is, en ons gaan volgende week Numeri 2 lees, waar ons bietjie meer gaan hoor oor die verskillende stamme en wat hulle funksies was. Dan praat hulle van dat hulle van daar af beweeg het na die wildernis toe. Hierdie wildernisarea was genoem Paran, en dan die vlaktes van Moab. Nou die vlaktes van Moab was aan die voet van die berg Moab, waar as jy dan op die berg gekom het, het jy oor die beloofde land gekyk. En hierdie beloofde land was nie deur Moses aan die volk beloof nie. Hierdie beloofde land was aan Abraham beloof vir sy nageslag. So julle moet verstaan, dit is nie net ons gaan na 'n plek toe wat God vir ons beloof het nie. Dis 'n belofte wat geslagte lank aankom en oorgedra word, om te sê, hier's vir julle 'n beloofde land. So ons dink baie keer 40 jaar is 'n lang tyd, daar's geslagte wat oor en oor vertel het, dat vir oupa is daar gesê, dat ons gaan die beloofde land kry. En dit was van die berg Moab af, as jy afgekyk het. So die verbond was daar gesluit, die verbond was daar verbreek, en dan die 4de ding wat daar gebeur het by die voet van die berg Sinai was, dat die tempel was opgerig gewees. Die tempel was opgerig met 'n doel, dat hulle God sentraal van al die stamme gemaak het. Die stamme is die 12 stamme van wat julle mos nou goed ken, al daai name, ek gaan julle almal nou vir julle sê nie, dit is al die boeties, nee, van Josef. O, die Here moet vir ons help. OK, die 12 stamme, goed. Die 12 stamme was uitgekies gewees om gesentraliseerd om die tabernakel te wees. Jammer vir die teologie, maar hier moet julle mooi verstaan. In die middel was dit die tabernakel. Om die tabernakel was die priesters en die leviete gewees, wat daar omgestasioneer was. Dan was die stamme uitgestasioneer om die heiligdom, om te bewys dat God die sentrale punt is, maar die stam Juda was voor op die voorpunt gewees, wat gelei het na die vlaktes van Moab. So dit was 'n totale aanduiding, God doen niks sommer net nie. God is 'n God van detail. Daar is niks wat sommer net gebeur nie. Nou wil ek sommer die evangelis hier aan die begin laat inval. As jy gedink het in jou lewe gebeur goed toevallig, dan maak jy 'n fout. God berei jou voor. Ons is besig om te funksioneer uit 3 areas. Ons praat van ons consciousness, subconsciousness en unconsciousness. Dis nou as hulle vir jou daai sterk medikasie gee en jy begin jou lewe deel. So kom ek nog nie narkose gehad het nie. Want ek weet nie wat het daar gebeur by daai 50% nie. 35% is subconsciousness, en dan sit ons met die 15% wat consciousness is. So my boetie en my sussie, soos Tristan sê, net 15% van dit wat jy dink jy doen, het jy self uitgedink. Die ander is goed wat met jou gebeur het, en dit is jou journey,
waarop God jou sit om by 'n doel uit te kom. Is ons eens met dit? Daar het slegte goed gebeur. Daar het goeie goed gebeur. Ek dink altyd as ek hierdie probeer verduidelik, dink ek aan die dag wat Rihanna Nel die lied geskryf het, Hou die hemel oop. Dit was 'n lied wat sy spontaan by 'n begrafnis van haar vriende gesing het, wat sy klein seentjie oorlede is. En sy het gaan kniel voor daai man en sy het gesê, jy is 'n goeie pa. En sy het begin om vir hom te bedien deur daai lied, wat sê, hou die hemel oop vir as ek kom. Beteken dat God is ook 'n goeie pa. So selfs al het jou kind afgesterwe, selfs al het wat ook al gebeur, die detail in jou lewe is belangrik. Dit was nie sommer vir niks nie. My detail is eenvoudig en ek wil vir die besoeker wat vir my die brief geskryf het gerus stel. Ek is okay met my familie en my familie is okay. Want lyk my wat ek hier deel, my detail, laat julle dink ek gaan deur 'n verskriklike moeilike tyd. Ek mag ook nie meer die ander woord sê nie. Hulle het my ook gebel. So ons gaan nie meer deur 'n helse tyd nie. Ons gaan nou deur 'n moeilike tyd. Het julle my? Wil julle nie dit hoor sê nie? So my detail het my gevorm. Maar ek weet God het dit in plek gesit, dat ek oorkant mense kan sit en in 'n mate kan sê, ek verstaan. Ek het 'n idee van waardeur jy gaan. God is 'n God van detail. Kom ons lees in Numeri. Ek gaan die eerste 2 verse lees. Ek lees uit die 53 vertaling. Verder het die Here met Moses gespreek in die woestyn Sinai, in die tent van samekoms op die eerste van die 2de maand in die 2de jaar. Nou vir almal wat nou net geglitch het op wiskunde, dis 14 maande. Okay, so 2 maande na 'n jaar wat hulle daar was. Ek het selfs dit 12 keer gelees, tweede van die eerste in 'n jaar en sê net 14 maande. Goed, nadat hulle uit Egipte land uitgetrek het en gesê, neem julle die volle getal van die hele vergadering van die kinders van Israel op, volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getal name, almal wat manlik is, hoof vir hoof. Nou God is 'n God wat in tegniese detail belangstel. En die rede daarvoor was, hy wou hulle tel om hulle te organiseer, om hulle te mobiliseer vir sy doel. En toe ek daai sinnetjie lees, toe besef ek dis waar God met ons is. Want ons was nou deur baie dinge in die gemeente gewees. Maar dit voel ons het nou op die brink gekom van God is besig om ons te mobiliseer. Hy is besig om ons toe te rus om ons waarlik te stuur. Die visie van die gemeente was vasgestel die dag toe ek hier begin het. Ek onthou nog, Tannie Ansie is nie hier nie, toe was sy op die kerkraad, toe sê ek nog, die kerk se naam gaan Kentrikos wees, wat die Griekse woord vir sentraal is. Die skrif wat ek het is dat ons van hier af uitgestuur word, en daai tyd het ons so 'n wille kruis gemaak met sulke pyle, met die K in die middel, en niemand het geweet waarheen is wie op pad nie. En Tannie Ansie het gesê, pastoor, moet net nie geel gebruik nie, toe sê ek soos, geel is die kleur. En ons het hierdie borde goudgeel gemaak. Dis 5,5 jaar terug, het die Here die visie gegee. Ons is nou op die punt, waar ek kan sien, die Here begin mense stuur, om uit te gaan in die gemeenskap. Was nooit vir hier by mekaar kom nie, dit was vir hier, om toegerus te word volgens Efesiërs 4, om uit te gaan en jou roeping uit te leef. So God het besluit om 'n heilige sending uit te stuur, en deel van dit was om dit te tel. God is 'n God van orde, nie net detail nie, ons lees dit in 1 Korintiërs 14:33, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. God bly dieselfde God. Die oomblik wat dit chaoties is almal onseker. Die oomblik wat almal saam drom en nie weet waarheen is ons op pad en van waar af kom ons nie, is almal onseker. Is ek reg? Om net by mekaar te kom en uit mekaar uit te gaan, maak mense onseker.
Om in chaos in te loop, voel iemand het nie beheer nie. God is 'n God van orde, want hy het altyd beheer. En waar daar beheer is daar vrede. Hulle waarsku ons, en ek wil dit aan julle uitreik, dat jy nie meer in die Kaap, vir die Joburgers, Kaap is Kaapstad. Ons weet ons bly in die Kaap, maar hulle sal nie weet, waar is die Kaap nie, reg? En die diep Kaap, hoe sal hulle weet? In die Kaap sê hulle, dat ons nie meer na die Waterfront toe kan gaan, of na Canal Walk toe gaan, op naweke nie. Want die jong mense, hoërskoolkinders, is besig om gevegte te veg. Hulle kry mekaar daar. En hulle beklei oral, in hope. Nou, hoekom sê ek dit? Want dan is daar chaos. Kykie, my detail in my lewe, maak my angstig, as iemand net hard praat in 'n restaurant, of 'n glas breek. Ek kan sien, hier's nog wat deur my detail gegaan het. Dadelik dink ek, iemand gaan pak slaag kry. Ons kindertjies moes mos die koelbox ingedra het. Julle sal, die kinders vandag sal nie weet hoe te braai gewerk het. Jy het daai koelbox met die 2 handvatsels en ek en my boetie moes dit indra. Ons het dit ingedra, ons het hom nog nie neergesit nie, dan my pa klaar iemand pak slaag gegee, dan dra ons maar weer die koelboxie uit. Hy staan my ma by die kar en wag. Bietjie trauma. Maar ek's okay, hulle is okay, almal is okay. Nie die wat geslaan is nie, die familie. So wanneer ek vanmôre vir u sê, waar daar chaos is daar nie vrede nie. En hierdie volk het by mekaar gekom en dit was de mekaar, hulle wil op stadium skei, toe sal skeibriewe, dit was chaos gewees. Toe word die wette ingebring, die 10 gebooie, net om 'n bietjie ritme te gee en te sê, ouens, hier's riglyne. Om net te orden, en die volgende stap was, kom ons tel julle, laat ons weet presies waarmee werk ons. Hierna word hulle ingedeel, want hulle word gereed gemaak. Hierdie gereed gemaak is vir dit wat God beplan het vir hulle. Die wonderlike ding van God, wat 'n God van orde en van detail is dat hy ook elkeen se naam geken het. En dis hoekom ek begin het met die storie van oom Johan. Want ek wonder, oom Johan, hoe is dit neergeskryf in die hemel? Jy moet maar op Jonathan ook reageer as hulle jou roep. Want God ken elkeen by die naam. Dink gou aan hoeveel werk moes dit wees om die mense te tel en hulle name neer te skryf. Kom ons maak dit gou eenvoudig, net hier. As ons nou vanoggend moes sê, weet julle wat, bly net so sit, ons gaan gou elkeen se besonderhede neem. Is 'n halfuur, 3/4 uur, miskien 'n uur. Want elkeen skryf nou, sê gou weer, hoe spel 'n mens Tinka? Is dit met 'n "e" of 'n "e"? Jou amper maak ek hy nee met 'n "j" grappie. If you know, you know. Watter chaos was dit nie, om elkeen se naam te moes neerskryf, en God sit in die hemel en hy ken elkeen by die naam. Die geteller het presies geweet hoeveel mense daar is. Hy het presies geweet hoeveel hare op elkeen van daai mense se hoof is. Dis die God wat ons dien. God van orde en detail. Die oomblik wat God sê tel hulle, is dit nie omdat hy nie geweet het nie. Dis omdat hulle nie geweet het nie. Om hulle te mobiliseer, moes hulle getel geword het. Wanneer hulle hierdie mense tel, dan word hulle volgens hulle name neergeskryf, en ons lees in die Nuwe Testament dat dit nog steeds belangrik is, Johannes 10:3, hy sê vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam, en hy lei hulle uit. Die herder roep nog steeds sy skape by die naam, want hy ken hulle name. En die gemeentesituasie is baie kompleks, want ons het nou soveel besoekers, gereelde besoekers, en besoekers wat 1 of 2 keer 'n maand kom. So as ons nou na ons lyste kyk, is dit hier byna 600 mense, wat net ten minste 'n besoekerskaartjie of 'n lidmaatvorm ingevul het. Dan is die baie wat nog nie dit ingegee het nie. Julle soek daai flitsie, nê? Hy vat julle elke week 'n pakkie.
Ek hoop julle geniet die flitsie. Daai name gee 'n aanduiding vir ons. Maar dit beteken eintlik niks. Maar vir jou beteken dit baie. Net dat die pastoor ten minste jou naam ken en hom reg uitspreek beteken vir jou baie. Is ek reg? Of is ek ek wil kyk wie knik nie. Dan is ek vry by jou ten minste. Dis 'n belangrike naam is. Want wat voel jy as die leier van 'n kerk jou op jou naam groet? Jy voel ek behoort. Ek het ingeskakel, ek is deel. So wat was die doel van die getel? Dat hulle ingeskakel, deel voel en dat 'n orde begin plaasvind. Die ander doel aan dit was die volgende. Dat hulle gereed gemaak het vir die wildernis. En dit was 'n moeilike tyd. Want hier is waar die oorlog begin gebeur het. En dit was dan hier waar hulle getel was volgens hulle geslagte, manlik, hoof vir hoof. Elke man bo 20 was voorberei vir die weermag. Elke manspersoon bo 20 was voorberei vir die weermag. Dit was ook 'n doel vir hoekom hulle getel was. Wanneer hierdie manne gereed maak, dink ek nie het hulle ooit geweet in hoeveel oorloë en hoe erg die wildernis gaan wees nie. Ek het so gehoop ek kan vanoggend hier staan en sê, julle, ons word getel vir God se orde, want nou gaan dit met ons almal goed gaan. Nou gaan die Here hierdie kerk omdop. Hy gaan hom volmaak. Die Here het baie duidelik vir my gesê, ek maak julle gereed vir 'n oorlog. En hierdie is nie die derde wêreldoorlog nie. Wys gou vir my, ek moet nie praat oor die oorlog nie. Ek het vir Karna gesê, as ek begin oor die oorlog praat, moet sy vir my waai en stil maak. Hierdie is nie vir die derde wêreldoorlog nie. Hierdie is vir 'n geestelike oorlog. Maar kom ek vra gou 'n vraag. Julle wat in die nuus wel bewus is van wat aangaan. Die oomblik wat daar 'n onsekerheid was vir 10 ure, van aan wie se kant is ons nou? Want jy sien nou die Suid-Afrikaanse vlag ook nêrens nie. En as ek hom sien, is dit by die verkeerde kant. OK, daar waai Karna weer vir my. Stop. Dankie Karna, jy is so getrou vanmôre. Vir daai 10 ure het ek so gelê, Miana het eintlik vir my gelag. Sy sê al kom die oorlog is ons veilig. Ek sê vir ons moet gereed maak. Vir 10 ure om net te dink dat 'n bom kan in ons dorp val en alles vernietig in 'n oomblik. As jy op TikTok kyk waar daai mense hardloop terwyl daai oorlog aan die gang is, terwyl kindertjies huil, hulle het mansions gehad, maar daai mansion is plat geskiet, hulle het niks. Jy het die klere aan jou lyf wat vuil is, daar's geen vooruitsig vir kos of skoon water nie. En ek het vir 10 ure wonder ek, hoe sou dit lyk as Robertson met 'n atoom getref word? Wat sal ons doen? Almal wat angs het, half my diep asem, tel tot 10. Toe besef ek die impak van hierdie. Die gereed maak. Tel die mense om hulle gereed te maak. Ons is op 'n baie veilige plek. En ek het vir die Here gesê, ek het dit uitgespreek. Want die Here vat my na 'n diens toe waar ek hiervoor gesê het, God is raising up an army. Die Here sê die dag toe jy dit gesê het, is ek gereed om jou gemeente te tel. Om hulle uit te stuur. Die tyd het gekom dat ons in die wildernis ingaan om grondgebied te wen vir die Here. Om die land terug te vat wat aan hom behoort. Om die siele terug te wen wat verlore gegaan het. Die tyd is nou. En as jy 2 keer dink, is jy dood. Is ek reg? As jy 2 keer dink, is jy dood. Vra enige man wat in die weermag was. Hulle het die weermag weggevat, want die Here het geweet, hy gaan my verloor. Hulle sal my vir 20 jaar iewers in 'n donker hoekie gaan soek het. Die wapenrusting wat ons aantrek is so 'n aanduiding. Efesiërs 6:11.
En ek sit en bid hierdie week en ek sê, Here, mag hierdie wapenrusting nie te groot wees vir ons nie. Kan julle onthou vir Dawid en Saul? Ek ken al die preke. Die preke wat gesê het, dat dit was nie sy uitrusting nie. Hy was te klein vir dit, want hulle het dit vir hom aangetrek en gesê, hier is jou pakkie. En daar staan nou Dawid, hy kan nie roer nie. Ek het gesê, Here, dat ons nie te lig bevind word. Dat wanneer ons die wapenrusting aantrek, dat ons lomp lyk met die wapenrusting nie. Maar dat hy ons sal toerus. Dat ons sal uitgaan, dat ons weet hoe 'n swaard werk. Dat ons weet hoe geloof die skild kan wees en hoe geregtigheid op ons borse staan, dat ons nooit in die plek kom waar ons 'n kompromie met hierdie wêreld aangaan nie. Geregtigheid beteken om te doen wat reg is in die oë van die Here. Dis nou hier waar jy moet waai karna, want dis waar ek by die oorlog praat, wat ek nie moet praat nie. Want daar is 'n volk wat nie doen wat reg is in die oë van God nie. En hulle betaal 'n prys van die begin af. Ons bepaal die prys wat ons gaan betaal, wanneer ons nie doen wat reg is nie. Skoene van bereidheid om uit te gaan, en so gaan die hele helm van verlossing aan. Ek wil na die einde toe staan om te sê, ons is elkeen afgesonder vir 'n spesifieke doel. Nêrens in Numeri 1 staan, party was getel vir niks nie. Almal moes getel word. En vandag wil ek hierdie boodskap oordra, dit is die som totaal van dit. Elkeen van julle wat hier sit en aanlyn luister, is getel. Jy is belangrik. Daar is 'n doel vir jou. En daai doel is nie om by die deur te groet of koffie te maak nie. Daai doel is om met jou geestelike wapenrusting gereed te wees vir die oorlog waarin ons is. Daai doel is nie om hier in die kerk mense te bedien nie. Daai doel is om daar buitekant jou doel te gaan uitleef. Want ek sê vir julle, ek kom nie by die mense waar julle kom nie. Waar ek kom vloek niemand. Hulle vertel nie eers lelike grappe nie. Hulle vra om verskoning as hulle eie wyn drink. Almal is gered waar ek kom, suster. Maar waar beweeg julle? Waar beweeg julle? Om die waarheid aan 'n gebroke wêreld te kan deel. Ek sien nie die mense wat julle sien nie. As jy my vandag die vraag vra, Alex, hoekom groei jou kerk? Die Here se kerk. Dan gaan ek die volgende vir julle sê, niks met my te doen nie. Daar's niks wat 'n kerk so laat groei, as dat lidmate mense nooi nie. Hoor julle wat ek sê? Lidmate nooi mense. En by lidmate by ons beteken dit mos nou, jy's hier vanoggend, jy's 'n lidmaat. Voel jy spesiaal? Wat ons doen mos die lidmate en geld hier nie, ek gaan nou oor die geld praat. Wil net die Here eer, kyk daarso wat trek ons Plaveisel projek, 230.000 in 'n maand. Ons kan die Here eer gee. Dit gebeur, want dis nie ons fokus nie. Daai boksies is nie ons fokus nie. Jou naam op 'n lysie is nie my fokus nie. My fokus is jy moet uitgaan en 'n verskil gaan maak. En ons kan dit sien hier. Jy nooi mense. Die laaste skrifgedeelte is in 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag. Julle is 'n koninklike priesterdom. En julle is 'n heilige volk. 'n Volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Ek wil die Engels lees. God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of the darkness into his wonderful light. Wie word getel? Ons word getel om 'n verskil te gaan maak.
Hoekom moet ons getel word? Want God is 'n God van detail. En hy wil hê ons moet getel word, sodat jy verstaan, hy ken jou naam. Hy weet hoeveel hare op jou hoof is, en hy's gereed om jou te stuur. Is jy gereed? Is jy gereed? Ons gaan volgende week praat oor jou roeping, oor waar die Here jou wil gebruik. Maar ek wil jou waarsku, Openbaring 7:9, dat eendag gaan daar menigte mense staan, wat nie getel kan word nie, sê die woord. En dit sal uit elke volk, stam en nasie wees, en hulle sal elkeen hulle knie buig. En ek hoop jy steel daarvan. Ek het gister gesê, by die seniorsfunksie, elkeen het 'n storie. Niemand bepaal jou storie nie. Geen detail bepaal jou storie nie. Wat ook al in jou lewe gebeur, moet gemobiliseer word. Want op die uiteinde van die dag, en ek sê dit weer, is 'n eenvoudige boodskap, gaan niemand by die poort vir jou vra, roep gou jou skoonma, wat jou mos uit die hemel uitgehou het nie. Is ek reg? Myne is gelukkig gered. Die dominee se vrou. OK? So ek verwys na julle skoonmaas. As hy hier is, tikkamma, vra as jy gered en gereed. Daar gaan niemand by jou staan nie. Nie jou man nie, nie jou vrou nie, nie jou kinders nie, niemand gaan by jou staan, as jy oor jou lewe moet vertel nie. Jy is getel, want jy maak saak. Ons het elkeen van julle nodig, of jy ekstrovert of 'n introvert is, of jy ryk is en of jy arm is. Ek gee nie om oor jou kleur nie, jy beweeg in plekke waar God jou wil gebruik, en hy stuur jou. Is jy gereed om jou roeping uit te leef? Volgende week gaan ons praat oor hierdie roeping. Wat is jou doel? Want elke stam het verskillende werke gehad. En as jy wonder, jou heel eerste roeping is om 'n disipelmaker te wees. Vergeet van waar jy is, moet jy dit uitleef. Ek gaan, dankie Rian, julle kan opkom so lank vir ons. Ons moet in kerk vergeet om 'n plek te soek waarin ons roeping kan uitleef. Is julle nou moeg vir my? Hoor julle wat ek sê? Vergeet daarvan om vir jou 'n bediening te soek om jou roeping in uit te leef. Want God gebruik jou waar jy is met wat jy het. Jou heel eerste roeping is nie om iets te doen vir die kerk of vir die Here nie. Jou heel eerste roeping is om 'n getuie te wees. En maak seker dat mense jou glo as jy praat. Pas op om 2 lewens te probeer leef. Ek sê altyd, ons is almal ewe slim en ewe dom. Ons weet. Ek moet so versigtig wees. My gesin sit hier. Ek moet ook vir hulle 'n pastoor, maar ook 'n pa wees. En ek nooi jou uit, maak seker dat waar jy beweeg, dat dit met integriteit is. Sodat wanneer jy begin vertel, dat mense wil luister. Vergeet van hierdie, ons bid gou saam en 3 minute later vloek en skel jy alles wat leef en beef. Die Here het jou nie geroep vir dit nie. En hy gaan jou ook nie op 'n verhoog sit voordat jy nie dit uitgesorteer het nie. Begin by jou eie familie. Gaan vra hulle wat dink hulle van jou geestelike lewe. Gaan vra 'n bietjie vir jou gesin. Wat dink julle van my geestelike lewe? Ek het nie gevra nie, my vrou moes vir my sê. Luister, jy's 'n great pastoor, maar nie so great pa nie. Challenge jou, vra 'n bietjie die mense om jou. Vra 'n bietjie vir hulle, wat dink julle? En ek daag jou uit om dit 2 keer te doen. Want die eerste keer gaan hulle 10-10-1 lieg, want dit is konflikvermyding. Jok, jammer. Vra 'n tweede keer, ek's ernstig. Wat dink jy van my geestelike lewe? Gaan vra vir jou kinders, jou skoondogters en skoonseuns. Wat dink hulle van jou geestelike lewe? Want jy's besig om die wêreld te verander, maar jy kan nie jou huis red nie. Vergeet daarvan. Ja, 'n profeet word nie in sy eie land geken nie, want dis waar jy gebore word.
Maar jou eie kinders is jou verantwoordelikheid. En die dag by daai troue wat jy hulle aanneem, raak hulle jou verantwoordelikheid. Kerk, ons moet ophou om die wêreld te probeer verander terwyl ons huise uitmekaar uitval. Want die vyand lieg vir jou, hy sê hulle waardeer jou meer daar buite as hier binne. Al wat hy wil hê is hy wil jou aandag skuif, want as jou aandag geskuif het, dan verloor jy die mense wie jy die liefste het. Hou op om die wêreld te gaan verander as jou gesin uitmekaar uitval. Begin by jou huis. Dis 'n baie mooi sêding, charity starts at home. Begin by jou huis. Partykeer moet jy jou geestelike gewaad uittrek, Dawid. En jy moet net in jou onderkleed dans voor die Here. Partykeer moet jy jou posisie net bietjie afhaal. Jou trots sluk en vra, hoe lyk ek vir julle van buitekant af? Vraag is eenvoudig. Vra vir jou kinders, wil hulle die Here dien omdat jy die Here dien? Dis die vraag wat jy moet vra. Vergeet wat jy dink, vra hulle die vraag. Vra hulle die vraag. Want jy's getel, jy beteken iets, jy's by die naam geroep, maar dis waar ons begin. Dit is waar ons begin. Kom ons staan op, dan wil ek graag saam bid. Daar's geen afkondigings nie. Ons gaan afeindig met die lied. Maar ek wil jou vra, as jy vanoggend moet bely, as jy moet bely dat jy het vergeet, jy beteken iets. As jy moet bely vanmôre dat jou fokus op die verkeerde plek is, doen dit voor die Here. Sê, Here, rig my weer op in my eie huis. Rig my weer op in my werksplek. Rig my op in my familie. Rig my op in my vriendekring. Rig my weer op as man en vrou van God om die goeie nuus daar buite te gaan uitdra. Want jy's geroep, jy's uitgekies by jou naam. Ons moet jou naam soek, hy ken jou naam. Hy stuur jou. Jy gaan nie alleen nie. Abba Vader, ons kom staan voor die troon van genade. En as ons dit doen, dan weet ons dat U stoot niemand weg nie. U trek almal nader, want U het oor en oor 'n kans gegee. Jesus, U het 'n prys kom betaal, dat ons 'n kans kan staan. Dat die herder vandag staan buite hierdie kraal, en hy roep elke skaap by die naam, om hom te volg. Ons wil ons hande opsteek, en ons wil sê, hier is ons Here, gebruik ons. Rig ons op as 'n weermag, presies hier, waar die Jode getrek het, om getel te word vir die wildernis wat voorlê. Here, dan maak dit nie saak hoe die wildernis lyk nie. My naam is opgeskryf. My herder ken my naam. Hy het my toegerus, hy het my gekies vir 'n tyd soos hierdie. Maak nie saak wat ek verkeerd gedoen het nie. Maak nie saak wie ek geword het nie. Maak nie saak wat met my gebeur het nie. U roep hulle vandag, u skryf hulle naam weer op en sê, jy is gekies vir 'n tyd soos hierdie. Die wildernis lê voor ons, en ons gaan moet gereed maak om oorlog te maak. Here, mag niemand in hierdie plek lomp lyk met die weermag klere aan, wat die wapenrusting in die gees is. Dat die duiwel hier buitekant sal staan en bewe, omdat hierdie weermag gereed is om uit te gaan. Ek bid, Here, dat U met elkeen van ons sal werk. En as ons nie in ons posisie was, kom vra ons dat U ons sal vergewe, Here. Kom maak ons vry van elke aanklag van die vyand. Kom maak ons vry van elke leuen wat vertel is. En rig ons op. Skryf ons naam in daai boek van die weermag. Ons is gereed, Here. Ons is gereed. Ek wil, voordat ek amen sê, ek wil hê jy moet dit sê. As jy so voel in jou hart, sê, Here, ek is gereed. Gebruik my. Ek gaan moet oorlog maak.
Ek gaan deur die wildernis moet trek, maar ek is gereed. Skryf my naam op, Here. Hier is ek, gebruik my. Ek stuur hierdie mense, Here. Ek stuur myself. Gebruik ons. Gebruik ons in ons eie wildernis en gebruik ons in die wildernis van ander mense. Dat ons 'n verskil sal maak, omdat U in ons is en U 'n waarmaker van die woord is. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan hierdie lied sing en maak dit 'n tyd van toewyding. En wanneer jy gereed is, wil ek amper soos die manne praat sê, jy mag nie uitloop voordat jy nie gereed is nie. Die manne het Woensdag hier gesit en eers in die lig ingestap toe hulle oortuig was hulle is reg. Dalk moet ons dit doen. Henko gaan ook loop. Hy's gereed. Jy gaan nie slaap. As jy gereed is, vat daai stap oor die drempel by daai deur uit en sê Here, gebruik my. Vandat ek hier uitstap, stuur die mense, gebruik my. Kom ons sing saam. Ek het U lief, baie dankie. Rian.